Geseëndes goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en baie welkom by hierdie heel eerste Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel 2026. En wat 'n voorreg om jou vanoggend op hierdie 7de dag Shabbat te kan groet in 'n naam wat aan ons gegee is wat bo elke naam is, en dis die naam van ons meester, Yeshua HaMashiach. En weet jy mense, elke keer wanneer ek aan sy naam dink, of wanneer ek sy naam op my lippe uitspreek, en wat 'n voorreg om dit te kan doen, dan besef ek net dat hy's die weg, hy's die waarheid, hy's die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hy's die deur. Hy's ook die 4de letter in die Hebreëse alfabet. Hy is Dalet, hy's die deur. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hy's ons verlosser. Hy's ons saligmaker. Hy het in ons plek het hy gesterf aan 'n folterpaal op Golgotha, sodat ek en jy vandag die gawe kan hê van die ewige lewe. En dis 'n voorreg om jou in daardie naam te kan groet. En terloops, vir die rekord wil ek vandag verklaar, en ek sê dit met absolute gesag in die woord, dat Yeshua HaMashiach is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. Die profeet Jesaja profeteer om te sê dat hy is Immanuel, Elohim met ons. In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. En alles het ontstaan deur die woord, en sonder die woord, wat Yeshua HaMashiach is, het niks ontstaan nie. En dit word bevestig in sy woord, in die boek van Efesiërs hoofstuk 3 vers 9. En die tweede getuie wat dit staaf, is opgeteken in Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 13, 14 tot en met 20 toe. Met ander woorde, hy is die woord wat vlees geword het, en onder ons kom woon het. Kan jy dink, as ek jou groet in hierdie besondere naam? Weet jy, terwyl ek en jy met mekaar gesels vanoggend, kom ek net tot die besef dat die feit dat hy aanbiddingswaardig is, roep die engele uit, op 'n 24 uur basis, 365 dae van die jaar, roep die engele uit, Kadosh, 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 wat beteken heilig, 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 is hy wat was, hy wat is, en hy wat weer sal kom. En wat 'n voorreg om net vanoggend te kan buig in aanbidding voor sy aangesig, met ons aangesigte na die aarde toe, en om hom te eer. Dis wie hy is. Mense, en hy gaan terugkom om my en jou te kom haal. En ek en jy moet gevul word met sy ruach. En ons kan alleenlik gevul word met sy ruach, mense, wanneer ek en jy sy woord lees, wanneer ons tyd met hom spandeer. As ons nie tyd met hom spandeer nie, dan weet ons nie wie is hy nie. Met ander woorde, as ons nie tyd spandeer, as ons nie die woord lees nie, hoe kan die woord in jou werk? As jy nie weet waaroor die woord gaan nie, as jy nie die interpretasie van die woord verstaan nie. En dis hoekom ek vandag in die begin van 2026, ek herhaal, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, ons jaar begin nie in Januarie nie, glad nie. Ons jaar begin oor die periode van Pesach, die maand van Abib, en die woord verklaar dit in die boek van Exodus, hoofstuk 12, waar Jahwe, die almagtige skeppergod van hemel en aarde, praat met Moses en Aaron, en hy sê vir hulle, manne, julle moet kennis neem dat hierdie is die begin van die maande, hierdie is die begin van die jaar, oor die periode van Pesach, die maand van Abib. Dis wanneer ons jaar begin. Ons jaar begin nie met die afgod Janus nie. Janus is 'n afgod. Hy het 2 koppe, een kyk terug in die verlede, een kyk vorentoe. Ons dien die ware Elohim. Ag mense, weet jy, dis my so belangrik wat die woord sê. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, kan ek dit sommer my eie woorde sê, in hemels naam net wil terugkeer na my toe. En weer my aangesig soek. En weer bid tot my. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë. En klaar kry met Janus, klaar kry met Valentine, klaar kry met Kersfees, klaar kry met hierdie pagan goed. As hulle net in hemelsnaam wil terugkeer na my toe, dis my maklik, dan sal ek hulle gebede beantwoord. My oë sal oop wees, om te sien waardeur hulle gaan, sodat my regterhand hulle kan help. My ore sal luister na die hulpgeroep van hulle gebede, en ek sal antwoord. En boonop alles, sal ek hulle land genees. Maar hulle is so vasgevang, hulle is so betrokke met tradisiegodsdienst, hulle is so vasgevang met die dinge van hierdie wêreld, hulle kom nie by my woord uit nie. So ons begin
in ons lewens, in terme van ons jaar, nie in Januarie nie, maar ons begin oor die periode van Pesach. Ons begin juis met die bloed van die lam. Want die bloed van die lam kom reinig ons van al ons sondes. Die feit dat hy gesterf het op Golgotha beteken, dis genade, dis genade. Niks wat ek en jy hoef te doen, kan dit enigstens vervul nie. Ons kan nie daarvoor betaal nie, jy hoef nie die wet te onderhou nie, jy hoef nie Shabbat te onderhou vir dit nie. Mense, die wet en Shabbat gee nie vir jou die ewige lewe nie. Hoor vandag vir my, 'n verhouding met die lewende God, wanneer jy hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker, die Heer en meester van jou lewe, en omdat hy sy lewe vir my en vir jou afgelê het, het hy die vloek van sonde gebreek op ons lewens, en nou het ek en jy daai gawe, om vir ewig te lewe. Die woord sê, hy sê, wanneer julle tot sterwe kom, sal julle vir ewig lewe. Julle sal lewe, al het julle gesterwe. Dis genade. Ons het die ewige lewe van weet dit, nie die onderhouding van die gebooie en die instruksies en die verordeninge en die Shabbat en die nee. Ons doen dit juis om weer vir hom te wys, Abba, ons waardeer u, ons is dankbaar teenoor u vir dit wat u in ons lewens kom doen het. Dankie, Abba. En daarom wil ons aanmeld vroeg in hierdie jaar vir gehoorsaamheid, om dit te doen wat vir u welbehaaglik sal wees. Kom ek en jy bid saam. Abba, ons is hier vanmôre met hierdie eerste Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Om elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is te seën met die woord. Want hierdie woord, Abba, moet werk in ons lewens. En hierdie woord moet gestalte kry in ons lewens, want die woord sê dat u woord is saad wat ons saai in ons lewens. En ons tabernakels is in afwagting vir saad wat gesaai moet word in hierdie tabernakels, om u te eer en te verheerlik, want dit gaan immers oor u. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor 'n gemeente nie, dit gaan nie oor 'n mens nie. Dit gaan oor die lewende God, die heilige van Israel, die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Maar my gebed vanoggend is dat ons hierdie woord sal neem en hierdie woord sal saai as onverganklike saad in elke man, vrou, seun en dogter se lewe wat vandag ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending. Ek verklaar vandag dat ons is die menorah wat moet skyn in 'n donker wêreld met die 7 attribute van u ruach. Verklaar vandag dat ons is u tabernakel. U tabernakel wat nie aan ons behoort nie, dit behoort aan u. En dat ons tabernakels die ambassade sal wees op aarde om hemel te verteenwoordig, om u heilige naam te gaan uitleef, om u koninkryk te bou, om op te staan en uit te staan vir u koninkryk. Abba, dis wat ons sal doen. Dankie vir Shabbat. Dankie vir die 7de dag. Dankie vir die goddelike beskerming. Dankie dat ons weet dat u is met ons. En ek bid in hierdie oggend met hierdie eerste uitsending van 2026 op die wêreldkalender, bid ek vandag vir bekering. Dat mense sal teshuva, dat mense sal terugkeer na die waarheid, na u woord. En Abba, ons wil vanoggend kom en ons soek die koninkryk van Elohim, heel eerste, en u geregtigheid. En daarom begin ek vandag met die woord. Want sonder die woord is ons niks nie. Maar met die woord, met Yeshua HaMashiach, wat die lewende woord is, wat vlees geword het, en onder ons kom woon het, loop ons 'n bendestorm, spring ons oor 'n muur. Ek bid vandag vir salwing. Ek bid, Abba, dat die salwende krag van u ruach die juke sal breek. Juke sal breek van beperking en verhindering op mense se lewens. En dat die koninkryk sal materialiseer. Abba, ons bid mos hierdie gebed, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel. Vandag so, op hierdie Shabbat, waar hierdie boodskap nou gedien word. Dat u wil, die koninkryk nou sal realiseer. En dis my gebed. Abba, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, dit is 'n absolute voorreg om vanoggend met jou te gesels. Nou, ek is hier in die tabernakel op die plaas te Kuilen. Ek is ook in die allerheiligste. Ek is hier by die verbondsark, wat verteenwoordig die teenwoordigheid van Jahwe, die Almagtige, die Heilige van Israel. Ag, weet jy, vanoggend toe ek hier instap in hierdie tabernakel, toe raak ek so bewus van Vader se teenwoordigheid.
En ek weet, dis die plek waar ek die woord vandag moet bedien, en dankie dat jy ingeskakel is. En weet jy, ons is mos maar geleer dat die voorhof, en dan die heilige gedeelte, en dan die allerheiligste is mos die weg, die waarheid en die lewe. So die voorhof is dan natuurlik die weg, en dis waar meester Yeshua vir ons die prys betaal het by die brandofferaltaar, en die koperwaskom is uiteraard die plek van oordeel, en dis waar die woord my en jou kom oordeel, want die woord moet ons reprimand, en ek moet my en jou gaan speel by die koperwaskom, moet ons gaan speel met die woord, sodat ons nie net hoorders sal word van die woord nie, en ook nie net sal praat met lippe, maar ons harte is ver van Vader af nie. Wanneer ons by die koperwaskom kom, nadat meester Yeshua vir ons by die brandofferaltaar die prys betaal het, dan speel ek my in die woord. En wanneer ek my in die woord speel, dan besef ek maar, daar's tekortkominge in my mondering. My gebedslewe is dalk nie op standaard nie. My tyd wat ek met Vader spandeer, want die wêreld is so besig om my in te sluk, omdat ons net kan of wil survive, en daarom kom ons nie regtig by die woord uit nie. Ons lees maar die woord terwille van gewete, terwille van om maar net die woord te lees, want dis godsdiens, maar dis nie 'n verhouding nie. En wanneer ons inbeweeg in die heilige gedeelte, dan is dit die tafel van toonbrode, waarin hy en my en jou kom voorsien, uit die rykdomme van sy heerlikheid, en dan die menorah wat skyn, en die menorah het die 7 attribute van die ruach, en dis wanneer ons wandel in ons erfenis, want die gees van die lewende God is op my, om my te vul met wysheid, met raad, met krag, met sterkte, en met kennis en bekwaamheid, en dan belangrik om hom te vrees, want hy's heilig en hy's soewerein, en dan die wierookofferaltaar waar ons hom aangryp, waar ons gebede weer sal opgaan soos 'n welriekende offer, en dis die tabernakel. En nou is ek hier by die allerheiligste, by die verbondsark, en ook die versoendeksel, en dat Vader, Jahwe die Almagtige, het vanuit die versoendeksel met die hoëpriester gepraat. En vandag is ek hier. En my gebed vandag vir jou vir 2026, is dat, nommer 1, dat die woord gestalte sal kry in jou binneste. Dat ons sal speel met die woord, en dat die woord aan ons sal openbaar. Hoe gaan dit regtig met ons, in terme van ons geestelike wandel, en ons geloofswandel, met betrekking tot meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. So, in hierdie plek, die allerheiligste, dis die plek, waar ek en jy, elke dag moet begin, in die teenwoordigheid van hom, skaduwee van die Almagtige, skuilplek van die Allerhoogste, dis waar ons moet wees. En hoe kry ons dit? Deur die woord. Wanneer ons die woord opneem, en ons lees die woord, dan begin ons elke dag met hom, Skepper God van hemel en aarde. Mense, Elohim se woord word verwys as saad. So wanneer jy die woord lees, dan beteken dit daar word saad gesaai in jou lewe, en dat daai saad sal opkom. Dis hoekom ek hierdie woord met jou bedien vroeg in Januarie 2026, sodat ek saad kan saai in jou geesmens, en daai saad kan opkom as 'n magtige oes in hierdie jaar wat vir ons voorlê. En ek wil dit vandag bevestig in jou. En ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek sien die tekens van die tye. Ons het gedink dat 2025 was 'n moeilike jaar in terme van wêreldgebeure. Mense, jy gaan sien wat gaan gebeur in 2026. En ek hoop en vertrou dat jy is gereed. En daarom wil ek vandag die stelling maak. As jy nou nog sukkel met geloofsissues, mense, wil ek amper vir jou sê, jy het moeilikheid. Jy het moeilikheid. Want 2026 gaan nie goed gebeur in hierdie wêreld, in terme van die een wêreldorde en die wêreldregering en een godsdienststelsel, een politieke stelsel, een bankstelsel. En as ek en jy nie nou al in ons geloofswandel verdiep met meester Yeshua nie, het ons probleme. Juist daarom wil ek vandag hierdie woord as onverganklike saad kom saai in jou geesmens. Die Hebreëse woord vir saad is zera, Z-E-R-A-H, en dit bestaan uit die volgende Hebreëse woorde. Nommer 1 is sayin, nommer 2 is resh, en die derde letter is natuurlik ayin. So sayin is die numeriese waarde van 7, resh is die numeriese waarde van 200, en ayin is dan 70. In totaal is dit 277. Wat beteken? Kyk hoe belangrik is hierdie woord vandag. Wat beteken? Goddelike beskerming, goddelike rigting en goddelike wysheid. So dis belangrik. So wanneer ek die woord vandag met jou deel, en hierdie woord moet werk
in ons tabernakels. As hierdie woord nie werk nie, mense, dan word dit godsdiens. En godsdiens is beperkend, dis verhinderend. Maar wanneer ons in 'n verhouding staan met die lewende God, in terme van sy woord, met onverganklike saad, wat gesaai word, daarom sê die woord, dis die waterbad van die woord moet my kom was, moet my kom skoon was, en dit bring salwing, en daai salwing breek die jukke van beperking, van armoede, van verkrachting en verhindering. Dit word gebreek deur die woord. As jy vanoggend jou woord het, blaai saam met my na die boek van Psalm, hoofstuk 27 vers 7 tot 8. Mense, vandag gaan ek met jou deel die woord as onverganklike saad, wat gedeponeer word in jou tabernakel, sodat jou tabernakel tot aksie kan kom, tot werking kan kom, om Vader se heilige naam te eer en te verheerlik, want hier kom moeilike tye. En hoor vandag van my, as jy nie die woord hier het, op hierdie stadium nie, het jy moeilikheid. Jy moet nou tyd insit, asseblief. Dis nou tyd om te teshuva. Dis nou tyd om te sê, Abba, ek keer terug na u toe. Ek keer terug in terme van die woord, om te shama, om te luister en te doen wat u woord vir my sê. Psalm 27 vers 7 tot 8. Hoor, o Elohim, ek roep luid, met ander woorde, ek roep hard, en wees my genadig, en antwoord my. Dis 'n pragtige gebed, nê? So wanneer jy in 2026 deur 'n moeilike tyd gaan, dan buig jy jou knie in aanbidding. Jy buig met jou aangesig na die aarde toe. Jy sê, Abba, Elohim, ek roep uit. Ek roep u naam. Weet jy hoekom jy dit hard uitroep? Dat die vyand kan hoor, met wie is jy besig? Ek roep hard, wees my genadig, en antwoord my. Hoor gou wat sê vers 8. En dis vandag my gebed vir jou. Van u sê my hart, hoor mooi, van u sê my hart. Hoekom sê my hart dit? Want ek is gevul met onverganklike saad, die woord. Hoor nou weer. Van u sê my hart, vers 8, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Elohim. Jog mense, is dit nie absoluut fantasties nie? So elke keer wanneer jy die woord lees, dan beteken dit, ek roep na hom, ek soek sy aangesig, hy antwoord my deur sy woord, en sy heilige woord staan vas in my lewe, want my hart sê van u, soek sy aangesig. En dit is die woord wat ek soek. En wanneer ek die woord soek, en ek neem die woord aan in my tabernakel, dan beteken dit, ek plant saad, onverganklike saad, ek plant zera. En wanneer ek zera plant, het ek goddelike beskerming, het ek goddelike rigting, en het ek goddelike wysheid. Halleluja! Mense, die ander betekenis van zera is natuurlik nageslag of generasie. Het jy geweet deur jou woorde? Wanneer jy die woord lees, en wanneer die woord gestalte kry in jou hart, want ons plant die woord mos hier, nee, van u sê my hart. So wanneer my hart vol is van die woord, waar kom dit uit? By my mond. En elke keer wanneer jy die woord spreek, dan spreek jy verbond. En wanneer jy dit spreek, dan beteken zera ook nageslag, generasie. En ons bou 'n nuwe generasie wat hunker, wat 'n dors het, nie na brood en vleis nie, maar 'n dors het, 'n hinkering, soos 'n hert wat smag na waterstrome, dat ek en jy in hierdie jaar sal smag na die woord van Skepper lewende God. Mense, saad is heel eerste in jou lewe. So wanneer die woord sê, soek die koninkryk van Elohim heel eerste, elke dag. Matteus 6 vers 33. Wat beteken dit? Dit beteken, saad kom eerste. Kom ek vat jou gou terug. In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. Alle dinge het ontstaan deur die woord. In die begin, in die Bereshit, Genesis hoofstuk 1, in die begin was die woord, met ander woorde, die woord het alles kom skape. Die wêreld was woes en leeg gewees. Wat het skepping gebring? Die woord. So elke dag van 2026 begin jy met onverganklike saad. En dis wanneer ons die koninkryk soek. So saad is eerste. Wat sien ek eerste? Saad. Waar moet dit gedeponeer word? In my gees, mens. En dan tyd en seisoene bepaal die groei van hierdie saad. So wanneer ek die saad geplant het in my lewe in 2026, gaan tye en seisoene bepaal die opkoms of die vrek van hierdie saad. So dis belangrik dat ek en jy hierdie saad binnat,
by wyse van die Ruach, Heilige Gees wat in ons woon. En daarom moet jy bid, en daarom moet jy sê, Abba, ek het hierdie woord gelees. Ek het saad vandag geplant in my geesmens. Nou bid ek Gees van God, om hierdie saad te kom benat. Kom lei my in my tye en in my seisoene. As ek deur moeilike seisoene gaan, gee asseblief vir my die wysheid, die insig, die raad, die krag en die sterkte. Dis my erfenis. Dis Jesaja 11 vers 2 in die menorah. Gee my die wysheid dat hierdie saad sal opkom in my lewe as 'n magtige oes. En die oes is die finale produk. En dis hoekom dit belangrik is dat ek hierdie saad vandag in jou lewe moet saai, want sonder die woord is ek en jy niks. Mense, hier is die probleem. En hier is die probleem by baie mense. Baie mense bid, maar daar's geen deurbraak nie. Hoekom is daar nie deurbraak nie? Hoekom voel ons dat Jahwe die Almagtige antwoord nie ons gebed nie? Hoekom is daar nie deurbraak nie? Hoekom bly ons so? Hoekom sukkel ons so? Dan is ons op, dan is ons af. Dan neem ons 'n besluit, ons gaan dit doen, 2-3 dae later, dan is ons weer terug na normale leefwyse waar ons maar weer die woord neersit en ons saai nie langer saad in ons lewens nie. Wat is die rede? Kom ek sê vir jou. Die rede daarvoor, ons het nie openbaringskennis nie. Waar kry ek die openbaringskennis? Van die woord. Mense, wanneer jy hierdie saad saai, hierdie saad is lewendig. Hierdie saad is kragtig. Hierdie saad dring tussen siel, gees en liggaam. En wanneer jy hierdie saad saai, onthou net die woord sê dat hy's wakker oor sy woord en ek gaan dit nou met jou deel. So mense, daar's geen deurbrake nie, as gevolg van die feit daar's nie openbarings nie. As die woord van die lewende God as saad hier gedeponeer word, en dit werk nie, dan gaan ons oor na godsdiens. En godsdiens is beperkend. En godsdiens verhinder ons dat die salwende krag van Heilige Gees nie die hekke kan breek nie, dan bly ons soos wat ons is. Ons vorder nie, ons groei nie. Dan is ek op, dan is ek af. Die woord van God is onverganklike saad, en wanneer jy dit saai in 'n verhoudingsaspek, mense, dan kom daar openbarings wat Vader aan jou sal gee, presies wat hy gedoen het aan Daniël, toe Daniël na sy vriend toe gegaan het, om te sê, ouens, bid saam met my, ons het nou nodig om ondeurgrondelike geheime wat nou van toepassing is, te openbaar deur die Ruach. Want Elohim is 'n waarmaker van sy woord. Hy werk in sy woord, en sy woord moet in hierdie tabernakel werk, en wanneer dit nie werk nie, en wanneer ek hierdie woord maar net lees, terwille van my gewete, dan word dit godsdiens, en godsdiens word 'n probleem, en ek groei nie. Maak gou vir my jou woord oop, asseblief, by die boek van 1 Petrus, hoofstuk 1 vers 23. 1 Petrus, hoofstuk 1 vers 23, hoor gou die woord. Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, ja, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van Elohim, wat tot in ewigheid bly. Sjoe. Ek en jy is wedergebore. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte beteken, ek sterf as die ou mens, ek staan op as 'n nuwe skepping. Dit is die baptisto, dit is die doop, dit is die mikva waardeur ons gaan, om te sê, ek is bereid om gelykvormig te sterf saam met meester Yeshua. En ek is die ou mens is nou weg, die nuwe mens staan op, en daai nuwe mens word daar saad gesaai, onverganklike saad in ons tabernakels. En daardie saad sal opkom. En nou sê die woord, hy sê, ek saai die saad, nie verganklike saad, wat tot niets sal gaan nie, maar uit onverganklike saad, hoor mooi, deur die lewende woord van Elohim, wat tot in ewigheid bly. Hoekom realiseer hierdie goed nie in ons lewens nie? Waar lê die probleem? Lê dit by ons, of lê dit by die woord? Dit lê verseker by ons. Hoekom lê dit by ons? Want ons lees die woord om ons gewete te sis. Ons lees die woord maar net om te sê, weet jy wat, ek het daarom vandag my Bybel gelees. Maar daar's nie openbaring nie. Elke keer wanneer jy die woord lees, moet jy vra, Gees van God, hierdie letter is dood. Maak dit asseblief lewend in my binneste. Want die woord, wat ek die woord lees, dit bring wedergeboorte. Nie gebed nie, die woord. Die woord was my. Die woord kom bad my, as ek dit so kan uitdruk, sodat ek skoon en heilig voor die aangesig van die lewende God kan wandel. Want nou weet ek, deur die woord, wat is vir hom aanneemlik, en wat is vir hom wegwerplik.
Wat is rein en wat is onrein? Waarvoor is hy lief en wat haat hy? Dat ek in dieselfde lyn kan wandel as hy. En dis onverganklike saad. En dit bring wedergeboorte. So wat bring wedergeboorte? Die woord. Hoekom is ons waar ons is? Want ons lees nie die woord nie. En die woord sê, in die boek van 1 Petrus 1 vers 23, hy sê, die lewende woord van Elohim, wat tot in ewigheid bly. En wanneer jy hierdie woord in jou het, sal jy lewe, al het jy gesterwe. Dit beteken, as jy hierdie saad vandag saai, en jy hoor wat ek vandag met jou deel, sal hierdie saad onvernietigende saad wees in jou mondering. So wat is onverganklike saad? Onverganklike saad beteken dit is vir ewig en vir altyd. Mense, wanneer ek en jy die woord lees, beginnende nou, asseblief, doen dit nou, 2026. Wanneer ons die woord lees, dan saai jy onverganklike saad, wat vir ewig sal bly staan. Vir ewig. Dis wat die woord my nou sopas geleer het. So jy hoef nie bekommerd te wees oor wat die wêreld gaan uitdink, wat die een wêreldorde se planne is nie. Want die woord is duidelik in Amos 3 vers 7. En jy kan dit net doen wanneer jy die woord ken. Hy sê, want Jahwe, ons Elohim, doen niks, tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte en profete geopenbaar het nie. So wie is dit? Wie is die knegte? Wie is die profete? Wie is die dienaars? Wie is die disippels? Dis ek en jy. Ek en jy moet daai saad gaan saai. Dis hoekom dit belangrik is, Matteus 6 vers 33, soek die koninkryk van Elohim heel eerste. Ander woorde, wat ons eerste sien is saad. Ons sien nie die groei nie. Ons sien die saad. Wat sien ons weer? Na die groei, na die seisoene, sien ons die oes. En daai oes sal vir ewig bly staan, want ons het sopas gelees dat die woord sê, dat hierdie is onverganklike saad, wat tot in ewigheid sal bly. Jy hoef nie bekommerd te wees oor die wêreld, wat die wêreld uitdink en wat die wêreld dikteer nie. Wanneer jy die woord lees, gaan jy weet wat gaan gebeur. Want openbaringskennis gaan deel word van jou tabernakel, deel word van jou mondering. Jy moet dit vandag weet. Mense, hierdie saad, hierdie woord bring lewe. Dit gee vir jou toekoms. Dit skep 'n nageslag, dit bring 'n generasie. Zera beteken ook 'n nuwe generasie, 'n nuwe nageslag. Goddelike rigting, goddelike beskerming, goddelike wysheid. Dis wat saad beteken. Dit bring die ewige lewe, dit bring groei in my geloofswandel en dit gee vir my oorwinning. Want die oomblik as ek die woord lees, dan ontstaan wedergeboorte. En wanneer dit ontstaan, mense, dan word die jukke gebreek, man. Die woord bring bevryding. Baie mense hardloop na ander toe. Hoor jy, ek het bevryding nodig. Nee, jy het die woord nodig. Jy het onverganklike saad nodig. Ons is net te lui om die woord te vat en te lees en dit 'n studieveld te maak in my lewe. Dis hoekom ons na mense toe hardloop. Pastoor, ek het bevryding nodig. Ek het berading nodig. Nee, jy het nie. Jy het die woord nodig. Asseblief neem kennis. Dit is belangrik wat ek nou vir jou sê. Mense, as die woord regtig waar in jou lewe beginne werk, hoor vandag vir my, gaan jou lewe radikaal verander. Dieselfde besluite, dieselfde resultate. Dieselfde modus operandi ten opsigte van die woord, dieselfde geestelike resultate. Ja, maar ek wil ook so bid soos daai, en ek wil ook 'n profeet wees soos daai, en ek wil ook so kan praat, en ek wil ook so die woord kan ken. Jy kan dit kry. Jy hoef nie te gaan vir berading en bevryding vir dit nie. Jy moet net die woord begin lees. So die oomblik wanneer jy die woord lees, hoor vandag vir my, sal ongehoorsaamheid verander na gehoorsaamheid. Ongeloof sal verander na geloof. Die woord sê, wanneer ons die saad in ons het, sal dit wees soos 'n mosterdsaadjie, die kleinste saadjie wat jy sien, wat jy met die oog kan identifiseer, maar hy word die grootste boom. Wanneer jy bid in geloof, waar kom geloof vandaan? By die hoor van die woord. So wanneer jy bid in geloof, en jy glo wat jy bid, want die woord gaan dit openbaar, dis openbaringskennis wat die woord vir ons gee, sal enige omstandigheid, enige berg, enige tsunami, enige situasie in jou lewe verwyder word vanweë jou gebed. Jy hoef nie iemand te kry om saam met jou te bid en vir jou te bid nie. Jy kan dit self doen. Wanneer jy verstaan wat die woord eintlik
beteken in ons tabernakels, waar hierdie woord gedeponeer word as zera, as saad in hierdie tabernakels. Mense verander alles. Jy sal besef onmiddellik wat is aanneemlik vir Elohim en wat is vir hom afskuwelik. Jy sal weet op watter manier, wat is die protokol, hoe om hom te dien in gees en in waarheid, en hoe hy gedien wil word. Jy gaan dit weet. Kan ek 'n ander ding vir jou sê? Jy sal baie meer geseënd wees, maar jy gaan ook teenkanting beleef en ervaar van die mense die naaste aan jou. Jy gaan vriende verloor, jy gaan familie verloor. Dit kan uiteraard 'n alleenpad wees wanneer jy gehoorsaam is aan die woord en wanneer jy die woord vat as onverganklike saad en jy deponeer dit in jou gees, mens, en jy begin 'n wandel in gehoorsaamheid, verander alles. Alles verander. So mense, ek hoop jy's gereed vir 2026. Dat wanneer jy hierdie woord vat wat ek vandag met jou deel, en asseblief neem kennis van hierdie woord, want al wat ek en jy het, ons het die woord, ons het die gees, die ruach, en ons het mekaar, om daar te wees met mekaar. Dis al wat ons het. Mense wat teen jou kom en mense wat teenkanting veroorsaak as gevolg van die feit dat jy tot die waarheid gekom, jy dien Abba in gees en in waarheid, moet jy weet, jy gaan aangeval word. En om aangeval te word is skriftuurlik. Dit staan in die woord. Ek en jy gaan aangeval word. Ek ervaar dit, ek beleef dit, en baie van julle wat tot die pad van waarheid kom, beleef dit ook. En die woord is duidelik in Matteus hoofstuk 5, vers 10 tot 11. Lees gesaam met my asseblief. Hy sê, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Wat is geregtigheid? Dis eintlik die hele woord. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So moenie huil as jy aangeval word nie. Wees dankbaar en sê, Abba, u woord sê salig is ek. Wanneer ek vriende verloor, wanneer mense vir my begin etiketeer of my te sê, hoor jy is Joods. Nee, ek is nie Joods nie. Ek is net gehoorsaam aan sy woord van Genesis tot die boek van Openbaring. Die woord praat nie met die Israeliete nie, hy praat met my. Dis my seisoen van groei. Want ek het saad opgeneem vroeg in 2026. Ek het dit gedeponeer in my gees, mens. Tyd en seisoene gaan bepaal hoe my saad gaan groei, en ek is in afwagting vir 'n amazing oes. En as jy my wil etiketeer, en as jy my wil aanval, en as jy my wil vervolg, doen dit. Maar geseënd is ek in my ingang en in my uitgang, ter wille van die woord, en ek gaan nie terugdeins nie, ek gaan nie retireer nie, ek gaan vorentoe beer elke dag, want die woord is my swaard, die woord is my redding, die woord bring bevryding, die woord gee my die krag met die inspraak van die Ruach HaKodesh. Vers 11, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. En dit gebeur. Ek kry die boodskappe, ek kry die oproepe waar mense letterlik my sê, wat doen ek nou? Wat doen ek nou? Jy hoef niks te doen nie. Doen dit wat jy elke dag doen. Vat jou woord. Lees jou woord. Spandeer tyd, asseblief. Moenie die woord neersit, omdat jy deur 'n moeilike seisoen gaan in 2026. Moet hom nie neersit nie. Tel hom op. Tel hom op, want hierdie is saad in jou hand. Wanneer die saaier kom en hy saai die saad, dan vat hy saad in sy hand en hy strooi die saad. Neem die woord in jou hand, maak hom oop, lees hom, sê, Gees van God, maak hierdie woord in my lewendig en kragtig, soos u woord is, 'n tweesnyende swaard. Help my, rig my, stig my, in u koninkryk, asseblief. Dit gaan gebeur, en ek wil weer vir jou sê, om aangeval te word, en om vervolg te word, en beledig te word, en allerhande kwaad teen jou uitgespreek word, dis in die skrif. Dit beteken dis skriftuurlik. In elke aanval, in elke belediging, in elke valsheid, sal geopenbaar word in die openbaar. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie slaag nie. Elke woord wat teen jou uitgespreek word, van valsheid en nederlaag, wat ook al die geval mag wees, sal in die openbaar weer lê word. Elke woord, met ander woorde, om te oorwin, dit is skriftuurlik. Jy gaan nie die nederlaag beleef en ervaar nie, want jy het 'n wapen, en hierdie wapen is die woord van Skepper God. Jou sterkste wapen wat jy kan opneem in 2026, is die woord. Lees saam met my 2 Korintiërs, hoofstuk 10,
vers 3 tot 4. Hierdie is jou wapen. Hoor gemooi wat sê die woord. Hy sê, want terwyl ons in die vlees wandel in 2026, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, ons voer die stryd volgens die gees. Hoe kan ek my gees versterk? Deur die lees van die woord. Wanneer ek die woord lees, is ek soos die saaier wat saad neem in sy hand en ek saai dit in die oesland en ek saai saad in my braakland en ek verwag en ek verklaar en ek bevestig dat tyd en seisoene sal kom, my saad sal groei en dit sal opkom as 'n magtige oes. So my geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons voer nie die stryd volgens die vlees nie. Vers 4. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So wanneer dit nie vleeslik is, dan beteken dit is geestelik. Nou sê die woord, maar kragtig deur Elohim om vestings neer te werp. Daai vestings wat oor jou lewe gebou is, deur mense. Dit kan deur ouers wees, dit kan deur familie wees, dit kan deur 'n lewensmaat, kollegas, onderwyser, onderwyseresse, jou vriendekring. Jy kan gemuld word deur mense. Maar die oomblik wanneer jy kom saad saai in jou lewe as onverganklike saad, dan breek daai molding, daai mure, daai skanse word afgebreek deur die woord. Kan jy sien hoekom ek sê dat wanneer jy die woord lees, dan bring die woord die bevryding. Baie belangrik dat jy moet kennis neem wat gaan gebeur. Die duiwel gaan nie ophou nie. Hy gaan steeds mense bring, amper elke dag, om teen jou te kom. En hy gebruik mense, want die woord leer my in die boek van Timoteus, hy sê, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, want mense word uiteraard gebruik deur Satan, deur die inspraak van hierdie wêreldheersers en bose magte in die lig, om by my en jou te probeer uitkom. En hulle val ons aan. Die duiwel gaan nie ophou nie, jy moet dit weet. Maar ek en jy moet aanhou om saad te saai. Jy kan nie die woord neersit nie. Elke dag die koninkryk van Elohim, heel eerste, dit beteken, ek vat saad en ek deponeer dit in my geesmens. Mense, dit bring die oorwinning, want jy moet saad in jou hê. En die oomblik wanneer jy saad in jou het, zera, dan neem jy op die swaard. Die woord is my swaard. Hoor gemooi, hoe jy praat, word jy. Wat jy sê, is jy. So nou vra ek vandag die vraag vir jou op hierdie pragtige Shabbat. Wat se saad saai jy met jou tong? Wat se klanke maak jy met jou tong? Is dit klanke wat jou saad gaan laat groei, of is dit klanke wat jou saad gaan laat vrek? Jy besluit vandag. Mense, in terme van hierdie woord, saad, onverganklike saad, wil ek 'n belangrike skrif vir jou lees. Onthou wat ek in die begin gesê het, die woordjie saad Hebreëus beteken zera. Zera beteken nageslag en ook 'n nuwe generasie. Hoor gou wat sê die woord. Belangrik dat jy moet kennis neem van dit. Ons sit gou die brilletjies op. Genesis hoofstuk 3 vers 15. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag Zera en haar nageslag Zera, saad. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So die oomblik wanneer die duiwel dit reg kry om met jou saad, jou onverganklike saad wat jy op 'n daaglikse basis kom deponeer in jou geesmens, die oomblik wanneer die duiwel dit reg kry om jou saad te kontamineer deur mense, deur vriende, deur familie wat teen jou kom, wat jou valslik beskuldig en wat jou veg en wat jou vervolg, die oomblik wanneer die vyand dit kan regkry om hierin te kom en hierin te kom, om hierdie onverganklike saad wat jy gesaai het op 'n daaglikse basis, en terwyl jy slaap kom die vyand en hy saai onkruid in jou saad. Met ander woorde, hy kontamineer jou saad, verander jou spraak. En die oomblik wanneer jou spraak verander, werk die woord nie in jou lewe nie. Dis so. Want die oomblik as hierdie woord gestalte kry in my hart en in my lewe en in my tabernakel, gaan ek die woord praat. En wanneer ons onder druk kom, wanneer situasies en moeilike tye kom, en die duiwel plaas jou onder druk deur mense, en heel waarskynlik mense die naaste aan jou, verander jou spraak. Want as jy onder spanning kom,
onder stres, onder angs, en jy ervaar hierdie teenkanting en hierdie al ewige strydlustigheid rondom jou, omdat jy saad saai in jou lewe, kry die vyand dit reg om jou gedagtes te verander. Hy verander jou spraak, hy verander jou hart, en hy kom saai onkruid tussen die onverganklike saad wat jy elke dag saai. En dit belemmer jou groei, en dit belemmer jou oes, waarvoor jy wag. Kan jy sien hoe belangrik dit is? En nou kom die woord, Zera. Wat sê, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, tussen jou Zera en haar Zera. Jou nageslag sal dit doen, en jou nageslag sal dat doen. En dis vandag nog steeds van toepassing. Het is belangrik wat ek vandag vir jou gee, dat jy hierdie woord sal toelaat om te werk in jou lewe. Maar mense, jy moet die verantwoordelikheid opneem, dat jou spraak sal verander. Jy kan nie praat soos wat jy wil nie. Jy kan nie in jou moeilike tye, of in jou onstabiele tye, of in jou strydlustige situasies, kan jy jou spraak verander nie. Jy kan nie. As jy dit toelaat, verander jy. Hoe jy praat, word jy. Wat jy dink, is jy. Lees saam met my asseblief. In die pragtige Psalm hoofstuk 19, vers 8 tot 10. So lees gou saam met my. Ek lees in die 33-53 vertaling, maar ek het nou al geleer dat ek verander die woord soos wat ek lees, want daai vertaling maak nog steeds melding van Here en uiteraard van God. Maar ek het hom verander soos volg. In die wet van Jahwe die Almagtige is volmaak. Stop 'n bietjie daar. Frik, wat het jy nou gelees? Psalm 19 vers 8 tot 10. Die wet van Jahwe die Almagtige is volmaak. Wow. Is dit nie wat Petrus ook vir ons gesê het in die boek van Romeine nie? Dat die wet is eintlik volmaak. Hoor gaan wat doen die wet. Hoor gaan wat doen die Torah. Wat is die Torah? Dis die lewensinstruksies van Jahwe die Almagtige. Hoor gaan wat doen die Torah. Dit verkoop my siel. Die getuienis van Elohim is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Mense, ek en jy kan nie bekostig in 2026 deur moeilike omstandighede dat ons Zera gekontamineer word deur die duiwel en deur mense nie. Vers 9. Die bevele van Elohim is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van Elohim is suiwer. Dit verlig die oë. Vers 10. Die vrees van Elohim is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van Elohim is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Ja. Nou mense, as dit jou nie opgewonde maak in terme van onverganklike saad, die woord nie, wat maak jou opgewonde? Hier is my persoonlike tema vir 2026. Kom ek deel dit met jou. Vers 15 van Psalm 19. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. O Jahwe, die Almagtige, my rots en my verlosser. Prys sy wonderlike naam. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie eerste Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. My tema wil ek vandag vir jou vra om dit ook jou tema te maak, veral in terme van hierdie woord wat ons nou sopas bedien het. Vers 15. Laat die woorde van my mond moenie toelaat dat die vyand my gedagtes en my woorde kom kontamineer nie. Moenie dit toelaat nie. Staan vas. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 en 4. Ons wapens is nie vleeslik nie. En ons gaan hierdie jaar die skanse en die mure omskop in die naam van Meester Yeshua. En ons sal honger en 'n dors hê, soos die van 'n hert wat smag na waterstrome. En ons sal hardloop en nie moeg word nie. Ons sal wandel en nie mat word nie. Hoekom nie? Want my woorde dra krag. Wat my woorde spreek, sal realiseer. Want dood en lewe lê in die mag van die tong. Laat die woorde van my mond in lyn kom met my hart, dat my hart en my woorde vir u welbehaaglik sal wees voor u aangesig. Want u Jahwe, die Almagtige, u is my rots en u is my verlosser. Halleluja. Mense, baie dankie dat ek hierdie woord met jou kon gedeel het. Hierdie is deel 1. Volgende week, Shabbat, deel 2. Maar voor ek deel 2 met jou gaan deel, ons gaan 2 pragtige
spesiale gebede vir jou voorberei na deel 2 wat jy kan gaan aflaai op ons webtuiste. En daai 2 gebede, wanneer jy dit bid, en ek wil amper vir jou vra om by jou pleit, bid dit ten minste 1 keer 'n week. Bid daai gebede. Ons gaan 'n spesiale gebed vir jou optrek 2 wat jou gaan help in 2026, veral met betrekking tot die woord. So Abba, laat my woorde van my mond en die oordenking van my hart in lyn kom met u woord, met Sera, en dat hierdie saad sal opkom en vir u welbehaaglik sal wees. En ek bou my lewe saam met mense, saam met elke man, vrou, seun en dogter, bou ons 2026 op die rots, Yeshua, HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. Kom ek en jy bid saam. Abba, U is die skeppergod van die hemel en die aarde. U is die heilige van Israel. U is die een wat was en wat is en wat weer sal kom. En ek sê vandag vir U dankie vir U woord. Dankie dat die woord onverganklike saad is. En Abba, dankie dat vandag deur die inspraak van U Ruach HaKodesh, dat hierdie woord 'n realiteit word in elke tabernakel, by elke man, vrou, seun en dogter. En Vader, dat die oordenking van my hart in lyn kom met elke woord wat ek uitspreek, want U woord sê, julle sal van elke woord rekenskap gee, eendag, voor die gereg. Ek bid in hierdie môre, Vader, dat ons mense beskermd sal wees, en ek maak hulle toe onder die bloed van die lam. Dankie vir die gevegsengele wat U nou opstel, om ons mense vooruit te loop, om hulle te beskerm van voor en van agter. Dankie vir die salwende krag van U Ruach, Heilige Gees, wat die jukke kom breek van beperking en verhindering, van armoede en van verkrachting op mense se lewens. Dankie dat vandag dat ons weet, Abba, dat skanse en mure word verwoes. Dat die Jerigo mure vandag wat om mense gebou is, in terme van sielswonde, vandag gebreek is deur hierdie woord. En dat hierdie woord wat saad is, wat Zera is, dat hierdie woord nie gekontamineer sal word in ons mondering nie. Inteendeel, Vader, dat ons sal opstaan en uitstaan vir U koninkryk. Laat asseblief my hart en die oordenkinge van my hart en die woorde van my mond welbehaaglik sal wees voor U aangesig. En dat U my gebed sal antwoord met vuur, want ek verklaar vandag dat U en U alleen is die aanhoorder en die antwoorder van gebed. En U antwoord met vuur, want U is 'n verterende vuur. En daarom bid ek nou in hierdie oggend op hierdie pragtige Shabbat, Abba, bid ek dat die vuur van Jahwe die Almagtige elke ongoddelike altaar sal kom uitbrand, wat veroorsaak is deur ons woorde, gekontamineerde saad wat die vyand inspraak gekry het. Ons breek dit, ons kanselleer dit en ons maak dit kragteloos vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Abba, dis my gebed en dis my roepe. En ek bid dit in die naam bo elke naam. Ek bid dit in die naam van ons Meester Yeshua HaMashiach. En my gees roep uit, halleluja. Prys sy wonderbare naam. Mense, dankie dat jy ingeskakel is op hierdie pragtige Shabbat by ons eerste Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Kan ek jou gou seën? Abba, kom seën vandag elke man, vrou, seun en dogter. Dat U aangesig sal skyn oor hulle en hulle genadig wees, asseblief. Abba, Skepper God van hemel en aarde. Ek bid in hierdie môre en ek buig voor U dat U aangesig verhef sal word oor elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is by hierdie kanaal. En dat U lankmoedig met hulle sal wees. Dat U vir hulle sal vrede gee. Daardie vrede wat hierdie wêreld nie kan gee nie, maar die vrede wat U alleen kan gee. Dat ons in daardie vrede sal wandel. En Abba, U woord sê wanneer ons mense so seën, dan sal U afkom en U sal hulle seën met dieselfde seën. Ek dank U daarvoor. Abba, ek eer U daarvoor. En ek eer U vir die grootheid en die almag en die heerlikheid wat vandag op elke persoon sal manifesteer. En dis my gebed in Yeshua se naam. Halleluja. Mense, baie dankie. Frik Weideman, tot 'n volgende keer. Shabbat Shalom.